Hartlike goeiemôre vriende, ons is vanoggend hier by mekaar om te praat oor die groot en belangrike saak van 'n Christen se tuiste, sy blyplek. Wie hy is, waar hy vandaan kom en wat sy taak is. O vriende, hierdie is goed wat vreeslik belangrik is. Ons is hemelwesens. Ons het nie 'n plek hier op aarde nie. En ja, as baie versies in die Bybel wat dit vir jou sê, maar baie min dominees wat daaroor preek en wat mense hierdie dinge leer. Kom ons begin sommer hier by Matteus hoofstuk 6. Hier in Matteus in die bergpredikasie het Jesus met hulle gepraat. En dan lees ons hier by Matteus 6 vers 20. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, waar geen mot of roes verniel, waar geen mot of roes sal bykom nie, en waar diewe nooit sal inbreek of roof nie. Die Jode het 'n belofte gehad in die Ou Testament, dat God gaan 'n koninkryk vir hulle hier op aarde oprig. En dit is waar, dit is absoluut waar, maar dit het hulle ongelukkig aards gemaak. En hulle het net na God se seëninge hier op aarde verlang. Maar wat hulle nie aan gedink het nie, is dat daai koninkryk wat hy vir die Jode hier op aarde gaan kom oprig, kom van die hemel af. Is nie iets wat ek en jy of daai Jode van daai tyd kan doen om dit tot stand te bring nie. Dit word genoem in Matteus, Markus, Lukas, Johannes, oralster word dit genoem die koninkryk van die hemele. En daai koninkryk het nou nog steeds nie gekom nie. Daar is in die groot kerke natuurlik die Katolieke en almal in die gereformeerde kerke glo hulle ons is nou in daai koninkryk. Dit is natuurlik dood eenvoudig nonsens. So koninkryk bestaan glad nie nou nie. Maar Jesus praat hier met hulle in Matteus 6 en hy kom al met hierdie beginsel hier. Selfs hulle wat Jode was, wat 'n aardse bestemming gehad het, wat 'n aardse verlange en vooruitsig gehad het om 'n koninkryk hier op aarde te hê, selfs vir hulle moes hy leer en vir hulle sê, hey, asseblief man, julle dink verkeerd. Julle dink aards, julle moet hemels dink. Maak vir jou skatte bymekaar in die hemel. Wat beteken dit? Om skatte bymekaar te maak in die hemel. Hey, maar natuurlik, dit beteken om God is in die hemel, om hom te ken en hom te dien en meer van hom te leer in die Bybel en om mense rondom jou in te lig oor die hemel, om 'n verwagting te hê en jy maak vir jou skatte bymekaar in die hemel. Nou vriende, nou wil ek net vir julle sê, as Jesus aan die Jode op aarde in daai tyd al dit gesê het, dan sê hy dit 10 keer meer nog vir ons. Want in daai tyd, in Matteus, Markus, Lukas en Johannes, is daar net vir Jode gepreek, nie vir ons nie. Die heidene nasies was toe nog uit. Ons, wat lede van die nasies is, word daarvan gepraat in Efesiërs 2 vers 12, waar daar staan, sonder Christus, uitgesny van die verbonde van die beloftes, niks wat in die Ou Testament beloof is, was vir jou bedoel nie, niks, was vir die Jode. En die Jode se belofte was 'n koninkryk op aarde. Maar selfs hulle wat 'n aardse koninkryksbelofte gehad het, was ongelukkig te aards. En daarom het hulle daai koninkryk gemis. Hulle het hom totaal gemis. Hy het nog vandag na 2000 jaar wat Jesus hier was, het daai koninkryk nog steeds nie gekom nie. En dit is wat die Jode het dit gemis, want hulle was te aards. Toe kom hy eers daarna, en nadat Israel een kant gesit is,
en hy begin die liggaam van Christus, Jesus se nuwe skepping op aarde, die liggaam van Christus, en hy gee vir ons reg van die begin af, geheel en al, 'n hemelse vooruitsig en 'n hemelse belofte. Geen aardse vooruitsig soos Israel nie, want dit het hulle heeltemal te aards gemaak. So ons leer geweldig baie, dink ek, uit hierdie vers uit wat ons op onsself kan toepas ook, alhoewel dit vir die Jood van daai tyd gesê is, en dat die groot rede was dit eintlik, hoekom hulle koninkryk gemis het, heeltemal gemis het, en hoekom die Jood tot vandag toe nog verwerp is, en wat hy glad nie in Jesus Christus glo nie. Want hy was aardsgerig en hy het nie die koninkryk uit die hemel uit verwag. Nou vriende, kom ons gaan aan, dan kyk ons 'n bietjie hier waar Paulus eers op die toneel verskyn het en die evangelie verkondig is aan die kerk, die liggaam van Christus vir vandag. Kom ons begin hierso by Efesiërs 1 vers 3. Dan lees ons hierdie belangrike beginsel hier uit Efesiërs 1 by vers 3, waar daar staan: Prys ons goeie God, die Vader van ons Here Jesus Christus voortdurend, want hy is wonderlik goed vir ons. As jy vandag dit vir 'n Christen sê, ek prys God want hy is wonderlik goed vir my, dan gaan die gedagte wat die mense gaan kry, gaan sê, okay, ek veronderstel nou, dit gaan goed in jou besigheid, ek veronderstel, jou kinders is gesond, en jou kinders het almal werk, dit is hoekom, dis wat die mense bedoel, as hulle sê, God is goed vir my. Praat ek die waarheid. Maar mense, dit is deel van die probleem, maar nou moet ons kyk, waarvan daar eintlik gepraat word, waarvan jy en ek eintlik moet praat, wanneer ons sê, God is goed vir my. God is goed vir my. En hier staan dit geskryf, jy hoef nie te wonder nie. Hy is wonderlik goed vir ons, deur wat Christus gedoen het. As jy volgende keer gaan verwys na aardse goed en dan sê God was goed gewees vir jou, dan sê ek nou vir jou, jy is onbybels. God is goed vir ons deur wat Christus gedoen het. Dis wat jy volgende keer vir hulle moet gaan sê. Deur wat Christus gedoen het, was hy goed vir my. En daarom is dit wel moontlik vir jou, selfs wanneer dit sleg gaan, man, wanneer jy regtig waar bankrot is en teen die planke is en jy, dan is dit nog steeds moontlik vir jou. Nie net moontlik nie, dan is dit 'n werklike realiteit dat jy in so 'n situasie nog kan lag en nog kan bly wees en kan sê, God is goed vir my. Want dit wat God vir my doen, wat goed is vir my, kan nie getel word in my kinders en in my huis en in my besigheid en in my boerdery. Dit kan nie daarin getel word nie. As jy so dink jy verkeerd. Heeltemal verkeerd. God is goed vir my deur wat Christus Jesus gedoen het. Het hy al die geestelike skatte wat daar in die hemel is, verniet vir my gegee. En daarop kan jy roem, al gaan dit ook hoe sleg. Jy kan werklik blydskap in jou hart ervaar daaroor, oor daai goed. Want dit is wat ons vandag is. En dit is wat 3/4 van die Christene nie weet nie. Jammer. En daarom moet ons wat dit wel weet,
baie sterk klem lê daarop en dit meer en meer vir die mense gaan sê. Nou goed mense, ek gaan nie oor hierdie verder praat, maar jy kan hierdie op jou eie verder gaan lees. Die hele Efesiërs 1 verduidelik vir jou, wat is al hierdie hemelse skatte wat verniet vir jou gegee is. Ons praat net nou weer verder.